Ons weet almal dat lewensreddende chirurgie, wel, dit red lewens. Maar wat van die neeweffekte waarvan ons nie altyd praat nie? Een van die mees algemene, maar ook een van die mees misterieuse is swelling. So in hierdie ontleding gaan ons kyk presies wat agter die skerms gebeur. Ja, het jy al ooit gewonder hoekom swelling so 'n algemene ding is na 'n operasie? Dis 'n vraag wat baie pasiënte het. Daardie swelling, of edeem soos die dokters dit noem, is die raaisel wat ons vandag gaan probeer oplos. En die antwoord dit lê in 'n stelsel waarvan jy dalk nog nie so baie gehoor het nie. Goed, kom ons spring sommer dadelik in. Dink vir 'n oomblik aan jou liggaam se limfstelsel. Sien dit as jou eie ingeboude loodgietersnetwerk. Dis hierdie ongelooflike netwerk van fyn vaatjies, amper soos jou are, en hulle hoofdoel is om al die oortollige vloeistof en afvalprodukte weg te voer. Sonder die stelsel, wel, ons sou letterlik opblaas soos 'n ballon. Geen grap nie. So, kom ons begin by die begin, die liggaam se versteekte loodgieterswerk. Ons gaan nie vinnig na die anatomie kyk. En hier's wat regtig fascinant is, hoe naby hierdie twee stelsels aan mekaar lê. Jou bloedsommeloop se hoofweë, dink aan jou slagare, lê reg langs hierdie baie delikate dreineringspypies van die limfstelsel. Hulle is letterlik bure, reg langs mekaar. En dit bring ons natuurlik by die onbedoelde neeweffek. Want wat gebeur as 'n chirurg aan daardie hoofweg die slagaar moet werk, terwyl sy delikate buurman reg langs hom lê? Dis waar die probleem begin. Nou, dis baie belangrik om dit te verstaan. Wanneer die limfstelsel beskadig word, is dit nie 'n chirurgiese fout nie, glad nie. Dis 'n inherente risiko van die operasie. Omdat daardie limfvaatjies so ongelooflik fyn en so naby aan die slagare is dit byna onmoontlik om 'n groot operasie daar te doen sonder om hulle te versteur. Hierdie versteuring is presies wat lei tot die mees algemene komplikasie. En dit bring ons terug na ons heel eerste vraag, die probleem van swelling. En ons praat nie hier van net 'n klein bietjie ongerief nie, hoor. Ernstige swelling kan herstel regtig vertraag en 'n pasiënt se lewensgehalte drasties beïnvloed. En kyk net 'n bietjie hierna. Die syfers is nogal skokkend. Navorsing wys dat enigiets tussen 50 en 100% van pasiënte swelling ervaar na sekere tipes omleidingsoperasies in die been. Dis 'n ongelooflike hoë syfer en dit wys jou presies hoe algemeen hierdie probleem regtig is. So, hoe gebeur dit? Wel, dis eintlik 'n redelike eenvoudige sommetjie. Denk daaraan so. Aan die een kant het jy die suksesvolle operasie wat die bloedvloei herstel. Dis goeie nuus. Maar dit beteken ook meer vloeistof word nou na die been gestuur. Aan die ander kant is die dreineringsstelsel, onthou, die limfvate, nou beskadig, so dit kan minder vloeistof wegvat. Meer vloeistof wat inkom, minder wat kan uitgaan, en die gevolg, 'n vloeistofopbou. En dis presies wat edeem is. En die wetenskaplike navorsing bevestig dit bo alle twyfel. Hierdie swelling is in sy kern 'n loodgietersprobleem. Soos hierdie aanhaling sê, limfatiese obstruksie is die belangrikste oorsaak. Dis nie gewoonlik iets soos 'n bloedklont wat dit veroorsaak nie. Nee, dis doodgewoon die beskadigde pype wat nie hulle werk kan doen nie. Goed, so swelling is die groot algemene een, maar dis nie die enigste probleem nie. Wanneer hierdie fyn loodgieterswerk van die liggaam versteur word, kan dit ook lei tot ander, meer spesifieke probleme, soos letterlike lekkasies en blokkasies. Kom ons kyk vinnig na 'n paar. 'n Limfatiese fistel. Dink daaraan as 'n lekkende pyp. Dis waar daardie helder limfvloeistof letterlik by die wond begin uitlek. Dan het jy 'n limfoseel. Dis soos 'n plas water wat nie kan wegdreineer nie en dan 'n poel of 'n sak vloeistof onder die vel vorm. Laastens, en gelukkig is die een skaars, is Chieuliese ascites. Dis 'n baie ernstige interne lekkasie in die buikholte. En dit lei tot 'n baie interessante vraag, né? Die limfvloeistof is gewoonlik heeltemal helder, amper soos water. So hoe op aarde vind 'n chirurg die presiese bron van 'n lek in hierdie ongelooflik komplekse, onsigbare netwerk? Wel, die tegniek wat hulle gebruik is eintlik briljant. Hulle spuit 'n spesiale blou kleurstof, isosulfaanblou, in die voet in. En wat gebeur? Daardie hele onsigbare netwerk van pypies word helder blou. Dit maak dit vir die chirurg moontlik om presies te sien waar die lek is en dit dan te herstel. Dis amper soos om 'n sporingsmiddel in die loodgieterswerk te gooi om die probleem op te spoor. Regtig slim. OK, ons verstaan nou die probleme wat kan opduik. So kom ons kyk 'n bietjie na hoe dokters dit hanteer en nog belangriker, hoe hulle dit in die eerste plek probeer voorkom.
Op die ou end gaan alles daaroor om daardie vloei weer te herstel. Vir die meeste pasiënte met daardie algemene swelling is die behandeling gelukkig redelik eenvoudig. Dit kom neer op 'n paar basiese goed. Lig die been op, dit help swaartekrag om die vloeistof te dreineer en gebruik kompressiekoues om te keer dat die vloeistof weer opbou. En weet jy wat? Hierdie eenvoudige stappe is gewoonlik ongelooflik effektief. Maar soos met meeste dinge, is voorkoming altyd beter as genesing, en dit vir 'n ongelooflike vaardigheid en presisie van die chirurg. Hulle gebruik spesiale vergrootlense om daardie piepklein waadjies te kan sien, en as hulle een moet sny, bind hulle dit baie versigtig af. Die hele doel is om so min as moontlik aan die omliggende weefsel te karring. So, die vraag is, maak hierdie tegnieke regtig 'n verskil? Ja, absoluut. Kyk hier, in een studie het 85% van pasiënte swelling ontwikkel met die ouer konvensionele metodes. Maar met hierdie nuwe limfbewarende tegnieke, die syfer tuimel tot net 10%. Dis 'n reuse verskil. Daardie fyn aandag aan detail het 'n enorme impak. En dit bring ons aan die einde van hierdie oorsig. Die limfstelsel is regtig net een van soveel ongelooflike, onsigbare stelsels wat elke sekonde van die dag stil werk om ons gesond te hou. En dit laat 'n mens nogal wonder, né? Watter ander komplekse, versteekte netwerke is op hierdie presiese oomblik in jou liggaam besig om jou aan die gang te hou? Dis iets om oor te dink. Dankie dat julle saam geluister het.